ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 387. Ek is professor aan Redeligheids van die eerste gemeente van Yafashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die Islaatkopedia waarmee ek besig is om te skryf, om te skep. Daar's reeds 3 boeke, A4, presies 500 bladsye dik. Weeg amper 1,5 kilogram elk. En hulle hanteer die Nuwe Testament. Die inleiding, die eerste een is Matteus, Markus, Lukas en Johannes, boek 1. Boek 2 is dan die Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate. Boek 3 is dan Efese tot by, as ook Hebreërs, al 10 die boeke van Efese tot by Hebreërs. Dis boek 3, hulle is beskikbaar en hulle is in 'n pakket. Sou jy al 3 gelyk bestel, kry jy enige 4de boek gratis. So ek sal voorstel, as jy belangstel, kontak my by ons WhatsApp nommer 0722 367-124, of jy gaan net na my webtuiste, https://Yafashua.co.za, soos wat jy hierbo kan sien. As jy dalk die eerste keer is dat jy na hierdie reeks gaan kyk of luister, dis uiters belangrik dat jy na deel 1 toe gaan en reg voor gaan begin. Hier is 'n magdom inligting om te leer, om te ervaar. En wat ek waarborg u, dit gaan u geestelik laat groei en u opbou en u oplig. Dit is belangrik dat u op die YouTube kanaal inteken, die Engelsman sê subscribe, sodat u die gratis kennisgewings kan ontvang van al die boodskappe waarmee ons besig is. Daar kom 2 nuwe reekse binne die volgende week of so. As ook natuurlik ons TikTok boodskappe. Hierdie is lewensveranderend. Maak seker dat jy skryfblok en pen en 'n 33 Bybel byderhand het. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale. Blinke môre ster, die eerste, die laaste, die begin en die einde, die wat ek is, wie ek is. U Yafashua, ons ken u nie vanaand net by die titels nie, maar ons ken u in die bo-natuurlike geopenbaarde naam. Die naam bo elke ander naam. Dankie dat ons versog is, verlief is, bo-natuurlik verlief is op hierdie hemelse naam, hierdie bo-natuurlike naam. Ek wil vanmôre sê baie dankie Vader dat ons die voorreg het, dat dit wat die Katolieke probeer wegvertaal het in 2000 jaar se tyd, dat u gekom het en vir ons kom lewe gee het en lewe in oorvloed. Seën vanoggend se woord, maak dit lewend. Gee vir ons ontvanklike sielsdimensie en geestelike ore om te hoor, Vader, wat u vir ons deur die Ruach HaKodesh wil sê. Ons eer u daarvoor in die naam bo elke ander naam. Die naam Yafashua, en elke Jaffe sê halleluja, 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 halleluja. Dit beteken prys unto Jaffa, loof Jaffa, loof Jaffa. Hoe wonderlik is dit? Baie welkom by Ontbyt met Prof Wannes. Ek vertrou dat vanoggend se sessie vir u 'n wonderlike geleentheid gaan wees. Nou glo so 'n paar van u het hier druppende krane bietjie toegekry en jy sien my op die dak nie, jy's terug in die dubbelbed. Ja, nou toe Pastor Rika inkom om die kamera te kom afsit met die eerste opname en sy staan en luister, het ek een op die keer sulke groot oog gekry. Maar nou ja, hoe sê die ou mense, laat hy val waar hy wil. Nou, goed, ons is by die boek Spreuke, hoofstuk 21. En nou is Koning Salomo vanmôre weer baie ernstig. Hy sê die siel of die gedagte van die goddelose, en hakies die onbekeerde persoon, begeer die kwaad.
Die ongeredde persoon het nie enige gevoel vir jou nie. Hulle, hoe sê die kinders, hulle voel vir jou. Hy het nie 'n saak nie. Solank as dit hom finansiëel kan baat. Of solank as hy jou soos 'n melkkoe kan melk en uitmergel. Verstaan jy waarvan ek praat? Die siel of die gedagte van die goddelose begeer die kwaad en om kwaad te doen en om kwaad aan te hang en kwaad te bevorder. En daarom het Vader Jaffa voorsien vir ons as Jafiste om die 9 gawes van die Ruach HaKodesh in ons lewens, die vrugte, te hê. Waarvan een die onderskeiding van geeste is. Ja, as jy handoplegging tot genesing, woord van kennis, profesie, tale, uitleg van tale. En so kan ek aangaan hulle noem, maar 'n baie belangrike een in die tyd waarin ons lewe is die onderskeiding van geeste. Vandat ek baie jonk was, het ek al 9 die gawes in my lewe reeds ondervind. En weet jy wat, dit is een voordeel, en ek noem dit 'n voordeel, wat Jaffa aan my toevertrou is. En dit is om mense te kan onderskei. En situasies dadelik op te som. Vanaand wanneer dit kom by die TikTok boodskappe en dit kom by die YouTube goed, en alhoewel ek nie tyd het vir dit nie. Wanneer goed gesê word op Google, dan sê ek onmiddellik sê, maar dit is nie wat die woord sê nie. Wanneer stellings gemaak word, onmiddellik. Wat is dit? Dit is die gees van onderskeiding, en u weet presies waarvan ek praat. Wanneer 'n ou sal kom en 'n skrif quoteer, sê die Bybel sê so, dan die Bybel sê dit nie. Jy het 2 of 3 stukkies van die Bybelverse geneem en dit aan mekaar gemaak en 'n surrogaat skrif vir jouself geskep om jou stelling te bewys. Net so. En weet jy wat, geliefdes, soos wat jy in die Ruach HaKodesh groei, soos wat jy in die genade van Jaffa groei, en soos wat die Ruach HaKodesh vrugte van kleins af begin, want jy staan nie een oggend op en dan staan daar sulke vrugte nie. Dis soos 'n vrugteboom, dit begin en dit groei, en soos wat jy aangaan in jou geestelike lewe, blom dit groei, dit word groter. Tot eer van Jaffa ons Elohim en Jaffa deur die werke van die Ruach HaKodesh. En weet jy wat? Dis iets wat jy onmiddellik agterkom. Is wanneer Jaffa ons Vader ons met Heilige Gees of Ruach HaKodesh vrugte toeberei, bedien. Ek het al 'n paar keer die stelling gebruik of die stelling gemaak, dat jy sal nie vir 'n kind wat met 'n kan petrol sit 'n boksie vierhoekies gee nie. Dis 'n baie dom man, of dis nie jou kind nie, kom ek sê dit so. En dan is jy nog steeds dom. Hoekom? Want jy weet hy gaan hom verongeluk. En daarom sal Vader Jaffa ook nie vir ons vrugte van die Ruach gee, HaKodesh, gawes van die Heilige Gees, toeberei. As ons nie volwasse ontwikkel het, om hulle te kan akkommodeer nie. Weet jy hoekom? Want elke keer wanneer ek 'n vrug van die Ruach HaKodesh ontvang, is daar 'n verantwoordelikheid wat saam met daai vrug kom. Ek het hoeveel mense wat in my lewe waar ek gehoor het na my toe gekom en sê, die Here het gesê. Die Here het gesê. Laat my dink aan die een ou tannie toe ek die boekwinkel gehad het jare terug, wat by my gekom het en vir die oggens vroeg toe ek oopsluit. Dink ons het 9 uur, ons het 8:30 oopgemaak, want jy moes 9 uur gereed wees. Waar sy sê 9:15, 9:30 by my kom staan het en my gesê, die Here het vir my gesê. Ek moet vir jou sê, en in daai paar woorde wat sy praat, want ons staan, daar's net 'n tafel buite tussen ons. Toe ryk ek die brandewyn. En dis net waar ek as stil maak. Ek sê, luister tannie,
Jy's nog so dronk as wat jy gisterand was. Jy ryk of die borrelstoel oor jou uitgeval het. Jy ryk ene brandewyn. So gaan en gaan kry jouself nigter. Jy kan nie in 'n dronkenskap na my toe kom en vir my sê, die Here het vir jou gesien. Jou Here is Baal, man. Laat jy trap. Ek wil nie eers vir jou luister nie. Gaan. In die naam van Jahweh, gaan. En toe stap sy. Nee, ek is nie dronk nie, ek het 'n drankie gehad. Ja, ek sê, jy's dronk, man. Verstaan jy wat ek sê? En dit is waarvan ek praat, die boldness. En dit is nie omdat ek 'n professor is dat ek het doen nie. Van jongs af was ek gewoon om bold te wees. Want ons het met dronkies en prostituie en met buffels wat partykeer gekom het om die straatdiens te kom opbreek en kom geraas maak en so aan. Dan moet jy opstaan en vir hom sê, luister Pel, klim op jou motorbike en ry. No. So, verstaan jy wat ek sê? En dit is nie om aggressief moeilikheid te soek nie. Dit is net, weet, party ouens het die gedagte dat wanneer jy, daai jare was ons Christene, wanneer jy 'n Christen was of wanneer jy 'n Jahwist is vandag, dat jy rondgestoot en gestamp kan word. Toe nou man. Verstaan jy wat ek sê? Nee, dit werk nie so nie. Ons het die reg om op ons voete te staan en die Satan met vuur terug aan te val. Jy kan nie vir die Satan 'n boodskapie kom preek nie. Jy kan nie. Nee. En dis wat dit is. En dis hoekom dit so noodsaaklik is dat ons die vrugte van die Ruach HaKodesh in ons lewens moet kan uitwys. En wanneer mense kom en sekere stellings maak, hy's nou van hierdie Japie van Zyl en die boek Henog, die leuns van Japie van Zyl in die boek Henog. Gaan in die volgende week of so sal ons begin met die opnames. Wel, ons is reg vir die opnames, maar ek praat uitsendings, want van die reekse is besig om klaar te maak, wat ons hulle mee gaan vervang. Ek is jammer, ek kan nie stil sit en stil bly, terwyl ons toelaat dat die Satan ander mense gebruik om die grootste snert en bollie te praat, en ander mense reguit hel toe te lei nie. En as hy die groot geestelike, en hy het nie die guts om met ons voor 'n kamera te kom sit nie. Skuil agter dit van ek is te besig. As ek rubbish praat, moet ek bereid wees om voor die kameras met u te kan praat. Verstaan jy wat ek sê? En dis waarvan ek praat. Ons moet die gees van onderskeiding hê. En dan laat Vader Jahwe seker goed toe in ons lewens. Ek weet, Vader Jahwe het toegelaat in die laaste 2 jaar, dat ek die reeks gedoen het oor die leuns van die Israel Visie teologie. Ek dink dit was 23-24 uitgawes, waarvan hulle mees prominente skrywers se boeke so goed uitgehaal het, en het nie een Israel Visie ou het my gebel nie. Dan omtrent so jaar terug, het ons klaar, wel sê so lank nie, miskien so 8-9 maande terug, klaargemaak met die boek Henog, Waarheid of Leuns, en weer, nie een van die Israel ouens het my gebel nie, want dis een van hulle 2 Bybels, die boek van herinneringe en natuurlik die boek Henog. So wat het Jahwe gedoen? Deurdat hy my deur hierdie 2 lesings gevat het, en die navorsing en al die goed, verstaan ons waaroor dit gaan. En dis hoekom ons dan nou voorberei is, om hierdie reekse te kan doen, om die waarheid bo die leuen te kan stel. Want ons leef ongelukkig in die tyd van die groot leuns en mense, die internetleuns, en mense is so vasgevang in hierdie internetleuns, dat as jy die internet wegvat, dan het hulle geen evangelie nie. So wat het ons nodig? Ons het nodig dat Jahwe ons gebruik om die Ruach HaKodesh vrugte, wat in ons lewens groei, want soos wat jy aangaan, word dit groter en groter.
Hy sê die siel van die goddelose begeer die kwaad. Nou luister na die teenoorgestel. Sy naaste vind in sy oë geen genade nie. Hoekom vind sy naaste nie genade in sy oë nie? Want dit is afgunstigheid en dit veroorsaak kwaadspraak. Ons sien ons die goed wat gebeur op TikTok en hierdie gitaarspelertjies en hierdie ouens, die kwaad steek in die oë wat veronderstel was om, dan soos hulle sê, Jesus liefde, Yahshua liefde, nee, hulle het nie 'n klou wat dit is nie. Hulle het geen genade nie. Maar weet jy wat? Die woord sê, in Yahshua is ons meer as oorwinnaars. Deur hom wie ons die krag gee. Nou kan jy nie glo nie, die tyd is alweer klaar. Kom ons gebruik hierdie dag om 'n geleentheid te soek, waar ons dit wat Jaffa vir ons mee bedien het, naamlik die roogvrugte, uit te dra aan 'n verlore wêreld. Tot môreoggend, as Vader wil, Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.